Baie welkom terug by nog 'n episode van Remoer. Hierdie week is, ek dink myne Alnika se energie op soos, ek weet nie, myne is op soos 20%. Ek is bietjie low op my battery. Ja, nee, myne is ook omtrent daar. Ek is soos ek voel nie uitgerus nie. Ek is moeg. En dit is nie dat ek soos extremely baie werk het of dis net as ek slaap dan slaap ek net shit. Anyway. Hoe gaan Ja, dit? ek voel ook eintlik half effens of ek nie afgeskakel kry nie, maar dis okay, dit is maar deel van die werk en die deel van lewe, I suppose, tot 'n mate. Maar dis nog steeds belangrik om soos, ja, ek het voordat ons begin het, ek het amper op my stoel aan die slaap geraak. Ek het 'n bietjie gelees en toe raak ek amper aan die slaap en toe sê ek soos op 'n stadium toe dink ek, yes, miskien moet ek vir jou sê ek wil nie vandag nie, maar weer eens, dit is belangrik om soos deure te trek en net in elk geval dit te doen. Dit is maar net belangrik. So ons het 'n paar interessante topics op die agenda vandag. Maar ek dink ons wil eers begin om net soos weer te noem oor wat was dit, die expropriation wet? Ja, die onteieningswet, ja. Jy het 'n hele paar goed vir my hierdie week aangestuur. Is dit iets wat jou hierdie week especially gebader het? Nee, dis nie dat dit my hierdie week especially gebader het nie. Dis maar net nuwe ontwikkelinge, I guess, in ons politiek. Tot so baie goeders gebeur lately. Eerstens wil ek net noem, freaking Pretoria is besig om weg te spoel van al die reën en die Kaap is besig om af te brand. Soos, what the hell? Ja. Ek voel dit is die universe of God of whoever jy in glo se manier om ons te punish oor al die ekonomiese besluite wat ons land besig is om te maak. Maar anyway, daai is net 'n joke. Gelukkig glo ek nie in karma nie. Daai is obviously net 'n joke. Dis nou nie realiteit nie. Ja, ek dink nie daar's regtig 'n korrelasie tussen daai twee nie, maar whatever. Terug by die onteieningswet. So intussen die president het 2 nuwe wette geteken met betrekking tot landbou. Weet jy van dit? Ek het gehoor van die een van, daar's 'n land reform iets wat hulle gebrief is op, maar ek weet nie van waarvan praat jy? Kan nie die name nou presies onthou nie, maar die een gaan oor basies die prosesse en chemikalieë en wat ook al wat hulle gebruik op die plaas. En die ander ene wat ek nou vlugtelik, obviously ek het nie die wette gaan lees nie, dis nou maar net wat ek nou vlugtelik gesien het in die chaos van huidige times. Die ander ene sê basies dat die regering nie net jou grond, 'n plaas se grond kan vat nie. Daar's soos 'n ander proses. Soos dis ek verstaan nie heeltemal hoe dit werk nie, want die twee wette basically werk dan te mekaar, maar ek mag dalk verkeerd wees. Ek mag dalk dit verkeerd verstaan, which is fine. Ek het nie reg opgelees op die nuwe twee wette wat ingestel is nie. Dis basies net opdaterings van wat klaar daar was. Ja, baie van die nuwe goed is maar net opdaterings van wat daar was en bietjie aanpassings hier en daar. Ek het nie eens geweet dat daar 2 ekstra geteken is nie. Ek sal moet gaan kyk of miskien is die tweede een dalk net 'n verduideliking of 'n amendment of dis nie 'n amendment op die Expropriation Act nie. Dit is verseker want dan sou ek sou geweet het van dit. Ja, nee, hierdie is 2 nuwe acts, maar ek sal dit vir jou aanstuur. Miskien sal jy dan research doen en my bietjie beter inlig oor dit. Maar anyway. Maar ja, dis 'n redelike, dis eintlik 'n baie interessante tyd waarin ons is. Soos ek moet sê, ek is nogal geneig om situasies eintlik kleiner af te maak as wat dit regtig is. In die sin van maar soos in die sin van dat ek myself gereeld moet herinner dat daar nog steeds nuwe goed vandag gebeur en ek sê dit in die sin van soos ek is geneig om te dink al die cool goed wat gebeur het
voordat ek gebore is gebeur. Soos al die cool inventions het toe gebeur en al die cool political shifts en soos die groot skuiwe en stuff het toe gebeur. En dan nou en dan gebeur daar iets en dan sê ek soos, wag, dit is nie die waarheid nie. Soos ons leef in daai tyd nou. So in daai sin is ons regtig eintlik in 'n baie interessante deel van soos geskiedenis eintlik, maar soos ek weet nie of jy gesien het nie, maar daar's 'n self-driving cars wat letterlik kan park en hulle sit hulle flikkerligte aan om te draai en dan draai hulle en is soos like speed regulation. Dis al 'n ruk oud actually Alnika, dis al so amper 'n jaar, 2 jaar. Ek het wel dis nou die eerste keer wat ek dit gesien het vandag. Okay, soos kill the mess. Maar daar is wel gister ek gaan stupid klink as ek dit opbring, maar dit is 'n actual soos baie cool invention wat ek nou vanoggend net vinnig oor opgelees het wat ek nog oor sal moet gaan lees, maar Microsoft het Majorana is soos 'n tipe van 'n dis soos 'n tipe van 'n amper soos 'n bit wat essentially vir, as ek reg is, quantum computing gebruik kan word. Ek kan nie vir jou meer as dit verduidelik nie, dis eintlik maar al wat ek van dit weet, maar it is apparently soos die eerste ene wat van een of ander verskriklike, soos dit gaan goed wat baie lank gevat het, baie korter maak. Miskien kan ek volgende week meer inligting oor dit gee, maar dit was 'n cool ontwikkeling. En dit was net weer vir my so wow, okay, dis actually baie cool. So baie goed uiteindelik gebeur wat mens letterlik nie eers van weet of verstaan nie. Maar ja, dit is, maar eintlik dis nou dalk 'n goeie, ek voel ek het nou nog iets gehad om te gesê het op daai topik, maar dis eintlik ook 'n beter segue nou. Ek het actually toe ek dit gelees het vanoggend, toe dink ek weer aan Mark Zuckerberg. Dis nou nie heeltemal related obviously nie, maar soos hy's in tech en natuurlik stel aan die brein is die eerste koneksie wat my brein natuurlik maak. Maar dis eintlik interessant, ek weet nie of jy agtergekom het nie, soos ek onthou Mark Zuckerberg as toe ek 'n kind was of soos 'n jonger was, het ek die idee wat ek van Mark Zuckerberg gehad het. Wag, ek gaan myself onderbreek en net gou kan ek dit alles inpas. Ek sal dit noem soos wat ek verder gaan. Sorry, hierdie is 20% Anneliese brein wat hardop sê wat ek dink terwyl ek dink, so verskoon maar. So met Mark Zuckerberg, die persoon wie ek hom as onthou is half soos hierdie pyl scrawny tipe karakter wat soos jy het of eintlik eerie gevoel rondom hom. Soos as jy hom sien op 'n foto en dan jy soos, hy lyk so sketchy. Maar ek dink hulle het so hard gewerk die afgelope paar jaar om sy personal brand te bou, dat Mark Zuckerberg vandag is, as jy vir hom kyk, is hy masculine, en hy's actually nogal aantreklik, en hy's bietjie meer soos getan, en hy's bietjie meer soos, hy het nou obviously die wealth en alles wat saam met dit gaan, wat ek seker is om bietjie meer attractive maak, maar ek meen hy het baie van daai wealth ook gehad toe hy scrawny was en hy dit het hom niks fywers gedoen nie. Dit het hom in fact heeltemal aan die ander kant laat gaan land. En dit bring my by ons topik van vandag wat is oor soos, hoekom is dit dat, wat is dit eerstens wat maak dat mens aangetrokke voel tot villains, wil ek dit eintlik as beskryf, maar dis ook nie heeltemal villains nie, maar mense wat normaalweg of karakters wat normaalweg meer sou karaktereienskappe het wat opline met sê maar soos dark triad karaktereienskappe het. En so dark triad karaktereienskappe soos wat ek dit verstaan ten minste is Machiavellianism. Ek sal nou verduidelik wat van die soos ek sal probeer verduidelik wat van die karaktereienskappe is van so 'n persoon, en dan is daar byvoorbeeld narcissism, weet ek is die ander ene, en die derde ene is subclinical psychopathy. En die idee is half eintlik soos,
iemand wat hoog in narcissism rate is byvoorbeeld, dit klink verskriklik en die ekstreem is obviously baie sleg, maar sulke mense is baie keer ook baie charismaties en is baie keer baie goed om situasies te lees en partykeer uit te byt en nie weer eens uitbyt is 'n baie negatiewe koneksie, maar om dit te gebruik tot hulle voordeel. En ek dink dis hoekom hulle, soos byvoorbeeld met Mark Zuckerberg, ek dink hy's 'n baie gedrewe persoon, maar ek dink die feit wat toe hy skronie was, het hy meer gedrewe oorgekom in die sin van in 'n negatiewe rigting. Hy het jou half laat sleg voel asof hy jou gaan probeer uitbyt. Maar nou is hy soos 'n cool bro en jy soos Mark Zuckerberg is cool en hy's vir my en ons is saam met hom. Ek weet nie of jy soos iets het om te kom en daarop nie. Dit is nogal vir my interessant geweest om te sien hoe eersins hoe hulle hom half aangepas het om aan te pas by die hele potbrou tipe situasie waar hy soos meer lyk asof hy deel is van vandag se culture van cool mense. Ek meen jy sien hom dra hierdie baggy shirts en stuff and I like actually legit cool. Maar dink jy dis soos die feit dat hy aan sy outer appearance verander het, dink jy dis 'n kombinasie van dit en sy personality traits? En wel net overall die idee van soos dat mense wat higher rate op baie van daai, sorry ek praat nou lank, baie van daai personality traits dat hulle baie keer gesien word as meer attractive. Wel, daar's 'n paar goed wat jy nou genoem het. Eerstens, narcissisme, dis in die DSM, meaning jy kan actually gediagnoseer word as 'n narcissus, maar mense kry verskillende tipes narcissisme. Jy kry ene wat jouself, 'n narcissus wat homself jammer kry, jy kry 'n narcissus wat, soos wat ons almal ken, die meer charming, meer flamboyant narcissus, en ek voel almal sal iewers in hulle lewe iemand ontmoet wat hulle gaan juis 'n narcissus, maar it's not true. Om 'n narcissus te wees moet jy seriously 'n baie bad person wees. Soos dis moeilik om te jy DSM in die DSM is al kriteria van behavioral aspekte en repetitive behavior nou, obviously. Soos as jy dit nou net een keer doen, dan as dit gaan om ons doen dit een keer, dan is ons almal autisties, ons almal is skizofrenie, ons almal is bipolêr, ons almal so nee. Maar ek wil net daai disclaimer insit van narcissisme. So as ons kyk na narcissisme en wat ons almal ken en dink is narcissisme in die sin van daai ou of daai vrou is narcissisties want hulle so en so en so hulle narcississe like het om te gaslight. So ek voel as jy as persoon van 'n narcissus hou of aangetrokke voel aan 'n narcissus, is dit letterlik omdat hulle jou uitbyt en dit is wat hulle doen, hulle leer jou na hulle toe en dan sê soos 'n stak daar, dis soos jenning vir 'n vlieg, you know. Anyway, so dis die narcissus, maar as jy nou kyk na hoekom is mostly vrouens wat attracted is aan die bad boy, as ek kyk na dit, daar's 'n vrouens het nogal hierdie neiging en ek generalize nou obviously en ek is soos vrouens het hierdie neiging om te gaan, ek kan hom fix. Which you can't, niemand kan nie, net die persoon self kan besluit hulle wil hulle self fix. So daai idee wat ons gaan soos hierdie bad boy, daar's soveel fout met hom en ek gaan hom fix. Dis wat dit attractive maak en wat weird is want
in my opinie is dit weird. Want as jy vir 'n vrou vra wat hulle boksies is, elke vrou het 'n boksie van, nie boksie nie, 'n paar boksies soos hy moet dit, hy moet dit, hy moet dit, hy moet dit. Dit sal nooit wees, hy moet emotionally damaged wees nie, dit sal nooit dit wees nie. Maar tog is ons attracted to it. Ek dink dis ook 'n vorm van the unknown. Ons dis is hierdie persoon raak 'n safe manier om die unknown te explore en nou ons is human beings, is creatures of habit, creatures of comfort. Maar ek voel in ons onderbewussyn besef ons ook dat dit is belangrik om uit ons comfort zone uit te kom, sodat ons nuwe life experiences het en sodat ons kan opgaan in die lewe as dit sin maak. Ek weet nie of dit wat ek nou gesê het sin maak nie, maar dis my opinie oor hoekom ons altyd die bad boy of die damaged of want dis iets anders en dis iets wat ons wil fix. Ons dink, cool, ons kan hulle mold soos wat ons hulle wil hê. It will never work. Gaan nooit werk nie. Wat ook ironies is, want ja. Ek dink soos eersins op narcissisme, die ding is weer eens soos al hierdie terme so in die dark triad, narcissism, subclinical psychopathy en Machiavellianism klink almal verskriklik sleg. Soos dit klink almal baie negatief. En as jy kyk na die actual characteristics van en dan sit soos manipulative, 'n tipe van 'n soos impulsief. Impulsief al klaar klink vir my effens meer soos exciting. Dis is wat jy sê byvoorbeeld, soos dis die unknown. So impulsief is al klaar, dis weird hoe hierdie tipe karakteristieke of op 'n skaal eintlik kan val en hoe dit begin om mekaar te beïnvloed, want as die middelpunt soos neutral is en links is goeie karaktereienskappe en regs is slegte karaktereienskappe, dan val iets soos manipulative meer regs, maar iets soos impulsive val vir my weer meer links, want dit klink vir my soos exciting. En dan as jy byvoorbeeld kyk na goed soos 'n lack of remorse is eintlik vir my 'n moeiliker ene, want as jy kyk na of dit vir mense soos veral ek dink mans is baie meer geneig om natuurlik meer van hierdie karaktereienskappe te hê. Ek dink dit kom natuurlik voor. Ek sê nie dat sekere vrouens dit nie kan hê nie en ek is seker daar sekere vrouens wat baie sterker dele het van hierdie driehoek. Maar ek dink as ek byvoorbeeld dink aan mans, dan sal ek byvoorbeeld sê omdat ek hulle in eenvoudige terme sien as meer harder mense, sal ek ook vir hulle baie eenvoudig die karaktereienskappe gee, soos die feit dat hulle byvoorbeeld dalk meer laer empatie het. Ek byvoorbeeld consider myself redelik hoog in empatie, maar ek consider baie male counterparts as laer in empatie. En dit weer eens is nie. Dit gaan, dis hoekom mens nie sommer, jy kry vrou narcissiste, en hulle is gewoonlik, ek mag dalk onder korreksie praat, ek het lanklaas hierdie goeters geresearch en geleer van dit, maar vrou narcissiste is geneig om dies te wees wat hulle self jammer kry. Mans is geneig om die charismatiese freaking narcissiste te wees en dit gaan baie gepaard met sielkunde as jy kyk van die perspektief van Jungian psychology af, oor die masculine en feminine archetype. So die feminine is meer empathic en die sagter individu waar die masculine of sagter
archetype, waar die masculine die meer harder archetype is, en mans is geneig om meer masculine te wees. Dit is nou maar net hoe, for some reason, biologie, en daai masculine archetype is maar net hoe dit is, en het word obviously beïnvloed deur society. En weird genoeg, daar is 'n plek vir narcissiste in society. Dit is hoekom hulle nog bestaan. Soos narcissiste was gewoonlik die mans wat war toe gegaan het. Dies wat in die voorry gestaan het en gegaan het, ek gaan jou. Dis weird genoeg, ek weet dit is weird en is weird om daaraan te dink, maar dit is net omdat hulle high performers is in daardie situasie. So, as 'n vrou, kom ons praat van vrou en man, want dit is gewoonlik vrouens wat attracted is to die bad boy. As 'n vrou attracted is aan hierdie bad boy, wat die masculine characteristics uitoefen, of hulle nou narcissist is of nie. Dit is soos die Okay, so in Jungian psychology is daar goed en sleg, right? Jy moet 'n balans hê tussen die goed en die sleg. So jy kan, as jy underdeveloped masculine archetype het, dan is hy heel waarskynlik 'n actual narcissist of 'n wat. Jy enigiets, jy kan enige dis gewoonlik wat gebeur, soos 'n underdeveloped masculine archetype cause damage in die physical. So jou behavior sal dit represent. Jy sal 'n typical bad boy wees. Of whatever. En dan andersom, selfs met vrouens, soos as jy 'n underdeveloped feminine archetype het, dan in my opinie het min respek vir jouself, so dan is jy baie meer don't say anything, maar jy is baie meer... Jy moet weet, as Alnika so begin, en sy soos, in die helfte van haar sin, sy stop, en sy soos, dis gegaan vinnig van, yes, moet ek hierdie sê? Okay, ja, ek gaan dit sê. Ja. Sê dit nou. Jy's meer geneig om sexually explorative te wees. As dit sin maak. Ek gaan nou opbak wat jy sê met actual studies. So continue, is perfectly on track. Is dit? Okay, sien. My knowledge kom nog. Menende ek actually surprised dat ek hierdie goeders kan onthou. Maar ja, anyway, so dit is wat gebeur, is soos hierdie underdeveloped masculine archetype in hierdie male maak dat hy die bad boy is. En ek as 'n female, wat soos in, kom ons sê ek, want ek dink nie op hierdie stadium van my lewe gaan ek vir bad boys nie, alhoewel, I don't know, ek weet nie. Kom ons gebruik my as 'n voorbeeld, ek gaan vir hierdie bad boy, en ek soos, hierdie is exciting, en is goed wat ek nie weet nie, en hy is soos die perfect male, want hy is baie logies, en hy is soos in al hierdie extreme van die negatiewe kant van die masculine archetype. Maar, van die blote oog af, menende, ek kan nie sê jy het 'n underdeveloped masculine archetype of jy het 'n underdeveloped feminine archetype nie. It's not how it works because they look the same. Hoe dit uitgeoefen word is wat dit anders maak. So die bad boy sal my emotionally manipulate om te kry wat hy wil hê. Wat ultimately is dit al wat hulle doen, is doen net goeders om te kry wat hulle wil hê, of dit nou bewustelik of onbewustelik is. It usually isn't conscious dat hulle hierdie goed doen, maar dis
Ek weet nie of ek sin maak nie. Dit voel asof ek baie Ja, teen so mekaar, kyk, maar die I think you get the gist of it. ja, die karaktereienskap wat sê soos personal gain, soos 'n tipe van 'n fokus op personal gain wat jy nou jou laaste genoem het. Dit is nie heeltemal, wel dis in die Dark Triad, so dit sal val onder Machiavellianism. En Ja, maar dan ons hierso praat ons nou mos van 'n bad boy en 'n bad boy. so dis nou wat ek volgende wou sê, is ek wou net sê dat ek is nie verskriklik mal oor om te sê iemand is 'n narcissus nie, want dit onmiddellik sit daai negatiewe konnektasie aan dit. En ek dink dit is baie belangrik dat mense actually van die positiewe eienskappe van dit wel soos behou deur nie net te sê dat dit 'n narcissus is nie. Maar dit is ook, ek weet hoekom jy verduidelik het heel aan die begin, hoekom mense wat op die heel ekstreem van dit is dit meeste van die tyd negatiewe konsekwensies wat daarvan afkom en daai tipe mense word dan gediagnoseer as narcissiste. Maar ek dink in ons almal is daar 'n tipe van die karaktereienskappe is almal teenwoordig, maar op 'n baie laer vlak, as jy dit dan nou nie so sterk in dit het nie. So, ek dink wat mens sien byvoorbeeld is dat, jy het nou byvoorbeeld genoem van, mense, jy het spesifiek gepraat van vrouens wat hoor op, sê nou maar, narcissisme neig, hoor ratings van dit onder andere het, maar so dis beide psychopathy en narcissisme, hoor ratings van daai eienskappe, het studies alreeds bewys dat daai mense is meer geneig, soos dit het 'n positiewe korrelasie wat eintlik maar net beteken soos hoe hoor jy in dit rate, hoe hoor is jou rating op die ou ende dat jy probably meer sexual partners gaan hê. En vir daai rede is dit baie interessant vir my gewees dat hoër narcissisme en hoër psychopathy ook lei na meer attractiveness. En dis baie interessant. So dan as jy daai twee goed bymekaar sit, dan kan dit ook beteken dat hierdie mense meer kinders het. En omdat hierdie eienskappe ook baie keer geneties oordraagbaar is dit hoekom jy genoem het byvoorbeeld van die feit dat hierdie mense, soos dis obviously 'n karaktereienskap wat in ons almal voortbestaan deur die generasies en deur die eeue. En vir daai rede dink ek, of ek dink hierdie is onder andere een van daai redes, is juist omdat hierdie mense meer sexual partners het, baie keer meer geneig is om in die short term meer sexual verhoudings te hê en ook meer attractive is. Maar dan vir my baie interessant was dat baie van hierdie mense, as hulle 'n medium level van dit het, wat ook al medium nou is, die studies het onder andere gesê medium levels, maar ek moet nou ook noem dat ek weet natuurlik soos enige ander studie, daar's positiewe studies en negatiewe studies. Hierdie is 2 of 3 interessante studies wat ek gesien het, nie eers regtig, gaan vinnig oplees wat die methodology was, maar niks regtig meer as dit gedoen nie. En wat, so terug by die punt, wat vir my verskriklik interessant was, is dat hulle ook 'n positiewe korrelasie het met higher mate value. Wat vir my baie interessant was, want dit is eintlik, en ek dink dis hoekom ek so sterk voel oor die feit dat mense nie net moet sê dis 'n narcissus nie, want dan is dit negatief. Maar baie van hierdie goed bou ook in daai archetype in van 'n man, die meer masculine archetype, waar dis ook die protector en dis ook die een wat op die ou ende vir jou veiligheid bied en die een wat vir jou op die ou ende daai excitement bied. En ek dink ja, dit eintlik maar verduidelik net dit, maar dit was my baie interessant geweest. En jy het onder andere genoem van dit, dat dit meeste van die kere dalk die mense is wat na die front van die oorlog toe gegaan het. En ek is nou nie spesifiek seker oor daai spesifieke voorbeeld wat jy gebruik het nie, maar ek dink mense kan dit aflei as jy byvoorbeeld kyk na dat hulle is meer career-driven mense. En hulle is baie keer ook dan hoër levels van aggression, en hoër levels van extroversie, wat onder andere dan eintlik uitdui op die feit dat hulle meer bereid is om uit te gaan uit hulle comfort zones, ook in baie gevalle. Ja, I mean, nou nie om te sê dat elke CEO 'n narcissus is nie, maar hulle het daai karaktereienskappe, want hulle is the front line. Ja. Klein gesê, they are the front line, hulle het daai karaktereienskappe, dis kom ek sê, daar's 'n rede hoekom ons nog narcissiste het, of
kom ons gebruik nie narcissiste nie, daar's 'n rede hoekom ons die bad boys in die wêreld het. Ja, Want hulle hoekom daar 'n maak nog groter nie daai- teenwoordigheid is van hoë ratings van hierdie. Dit is Ja. verseker so. So of wat is daai movie se naam? Man. Ons kom nou by voorbeelde. Oef, ek het so baie voorbeelde gaan dink aan. Okay, so daar's 'n Kan ek vir jou Wat is voorbeeld die gee dan movie kom wat jy hulle jou by die thuis- bandjie van. Wat sê jy? Toe maar sê maar wat jy gesê het. Wat is daai movie? In die movie is daar 'n scene wat hulle die Trojan horse in die city invat, want hulle kon nie deur die mure kom nie. So hulle het letterlik hierdie ding gebou en in die city ingevat en hulle het die mense het binne in die ding die perd wat hulle jy weet van watter movie ek praat. Ek weet Okay, maar ja, ek kan nie die het naam so onthou nie. Hy het sulke lang hare, maar in 'n geval. Die hoofkarakter van daai movie is 'n baie goeie voorbeeld van 'n bad boy. Hy is Is dit nie net The Trojan Horse nie? Nee, ek weet nie. Mag dalk ek weet nie. Is dit 'n nuwe movie? Nee. Ek Nee, dink is dan hy- is dit The Trojan Horse. Dis 'n ou Ja. movie. Maar anyway, het maak nie saak nie. Ja. Anyway, so hy is 'n goeie voorbeeld van die typical bad boy. Hy is die frontline, baie karismaties, freaking high aggression levels, hoogs gedrewe om 'n goal te bereik. En kyk wat gebeur as hy terugkom van die war zone af. Soos al die girls is net soos so dit is letterlik wat gebeur. I mean ek ken nie enige single CEOs nie, maar ek is seker En men as jy al geken en dan was hulle nie meer single nie. ek is seker dat al die girls gaan want dis girls is attracted na dit. Girls Tot op 'n sekere level Elnike, want die ding is wat mense sien baie van hierdie CEOs actually is nie in daai posisie nie. So dis 'n verskriklike weird situasie eintlik, want nou jy byvoorbeeld genoem van ek kan net imagine hierdie persoon wat jy beskryf het is probably tall, dark and handsome. Soos hy't probably mooi blas en hy's masculine en soos muscular en maar dan kyk jy na iemand soos wat is sy naam, Cillian Murphy wat in wat aan Peaky Blinders. Ja. Soos wat Thomas Shelby. Verskriklik, soos net hy's nie tall, dark of handsome nie. Hy's in fact soos redelik skinny en a little bit more muscular, maar ek meen van hom is dit soos hy's calculated. En dis byvoorbeeld iets wat ek dink baie CEOs het. Hy is nog steeds driven. Hy is nog steeds driven. Ja. Hy is nog steeds high aggression levels. Hy het nog steeds daai posisie van power en hy is nog steeds in die front lines. Dit is hy het al die characteristics van die typical bad boy. Net omdat jy tall, dark en handsome is, maak jy nie 'n bad boy nie. Nee, verseker nie. Nee, verseker nie. Ek het net dit gebruik as 'n voorbeeld van dis die enigste verskil wat daar is tussen dit. En dis interessant dat sonder dit nog steeds die geval is. Maar wanneer dit op die ander kant van die ekstreem kom, dan maak daai attractiveness al die verskil. Want ek meen as jy vat wat is die persoon wat ek vroeër genoem het? Ek het nou sy naam vergeet. Kan jy dit nou glo? Thomas Shelby? Mark Zuckerberg. As jy hom vat voorheen, het hy nog steeds al daai characteristics gehad, maar hy het nie die attractiveness gehad nie. En ek meen soos seker, hy is getroud nou, nee. Nee. Is hy? Nee, yes, as hy nie is nie, dan weet ek regtig niks van hom. Ek twyfel baie sterk. Ek gaan kyk. Laat ons gou hierdie fact check sommer net hierso. Maar ek twyfel baie sterk. Ja, so dit is actually verbasend, hy is actually getroud. Wat baie weird is. Ek het nie dit geweet nie. Maar vir my, ek kan net uit my experience uitpraat, soos ek weet nou nie of ek kan nie sê nie, want ek was nie nou presies nie, maar ek weet nie of ek sou gespring het vir die opportunity nie.
I do not know. Dis I do moeilik not om te know. sê though. Dis Ek moeilik weet, want ek weet nog steeds al die ander positiewe goed soos ook seker daar en ek ken hom glad nie. Maar van as ek hom kan opmeet teen dieselfde persoon wat sê nou maar Thomas Shelby is, dan obviously my keuse is vir jou baie duidelik. En dan nou Thomas natuurlik, Shelby. maar ek moet die voorbeeld noem, maar Rip in Yellowstone. Soos hy is high ranking op most of these like dark triad characteristics en hy is verskriklik, soos ek kan sien hoe kom mense hom idealize. Ek meen ek hoef nie deur die characteristics te gaan nie, net Die om vir jou, weirse- soos ek dink jy verstaan. Die weirdste vir my is soos hy is actually nie 'n baie aantreklike mens nie. Nee, maar ook die baard. Maar dit is weird. Dis hoekom ek vir jou Dit sê, is nie soos as jy masculine. foto's van kyk voor dit, presies. Dis dit. Maar dis my interessant dat party mense kan daar's 'n positiewe korrelasie tussen narcissism en psychopathy met attractiveness, maar dan kry jy mense wat dit net glad nie daai attractiveness het nie. En dan is daar iets wat dit introduce en dan skyrocket dit sommer al daai goed. Ek weet daai is nou 'n baie unscientific verduideliking wat ek nou net daar gegee het, maar toe maar ek dink jy verstaan. Nee, ek verstaan en dis 'n weird phenomenon en ek dink nie ons sal ooit oor dit kan kom nie want ons sal altyd ek praat nou obviously van heterosexual mense maar ons sal altyd attracted wees aan die most masculine. Ja. Dit is net alhoewel ek weet ook nie, ek dink general sense ja. In general sense dink ek dit is wat history essentially vir ons wys. History is nou nie die regte woord om aan te sit nie, maar ek dink jy verstaan. Ja, daar's een laaste ding wat ek wil. Sorry, ons as vrouens is altyd op soek na iemand groter en sterker as ons en maybe even slimmer, want tot 'n mate moet hulle vrouens sal dit nie admit nie, maar ek gaan dit admit want ek is nie bang om dit te admit nie en ek is frankly as ek soek na iemand, soek ek iemand soos dit want ek weet hoekom, ek weet at least hoekom ek dit soek. Die rede hoekom ons dit soek is ons soek daai security, ons soek daai iemand wat gaan soos in jy en dit is dalk ook die rede hoekom ons val vir die bad boy want ons gaan soos in jy is hierdie bad boy, jy sal my kan protect eendag as ek dit nodig het met al hierdie issues, ek gaan eers hierdie issues uitsort en dan gaan jy die perfect persoon wees. En maar dis presies die voorbeeld, dis presies wat ek wil opbring, is juist die feit dat so eersins die vulnerability waarvoor mens later sê nou maar gaan veilig soek voor, is so eenvoudig soos die feit dat vrouens raak swanger. Jy's vulnerable, jy kort protection. En dit is 'n biological instinct wat immediately deurkom en subconsciously deurkom. Maar daar's vir my, ek het so wat Jordan Peterson essentially verduidelik is dat hy verduidelik dat totdat jy nie, soos die rede hoekom 'n mens aangetrokke is tot villains, en dis eintlik wat dit vir my gespaak het, of soos wat die topic gespaak het is met die villains, is dat jy kan essentially nie, ek het 'n stukkie neergeskryf van dit en ek wil dit eintlik net lees, want ek kan dit nie justice doen in my eie woorde nie, ek sal probeer verduidelik na die tyd, maar so part of the reason why people like villains is because there's a part of them crying out for the incorporation of the monster within, which is what gives strength of character and self-respect. And it's impossible to respect yourself until you grow teeth, because only after you do, you realize you are perhaps dangerous and you treat yourself with respect and expect others to do the same. En die rede hoekom ek dit opbring is dat jy noem van die bad boy wat die protection bied, maar dis ook dat jy aan die ander kant van die gevaar is. Jy is aan die, as jy opposite van die gevaar is, van die danger, van die dark triad characteristics, is jy onmiddellik in die gevaarkant van die, dis nou baie moeilik want ek verduidelik dit al van 'n is soos how to train your dog. spasie.
So How to Train Your Dragon, so die oomblik toe hy die dragon ontmoet het, die dragon is hostile en dan maak hy maatjies met die dragon. Is so daai oomblik. Presies. Exactly. Die oomblik wat jy aan die ander kant van dit is, dan is daai characteristics eerstens partykeer meer sag, maar ook in die sag teenoor jou, maar ook aan die ander kant is dit tel vir jou. Ja. Dis nou in jou voordeel en nie meer teen jou nadeel nie. En dit was vir my verskriklik interessant gewees. Dit was vir my soos immediately, okay, dit maak vir my sin. En dan natuurlik die belangrike, dis nou effens eintlik maar off topic, maar dis seker maar 'n goeie afsluit is net die feit dat hy verduidelik dat tot jy nie eintlik besef dat jy self dangerous is nie. En ek onthou ons het al 'n hele paar gesprekke oor hierdie topik gehad in die sin van dat daar is 'n tyd in my eie lewe gewees waar ek baie, ek gaan die laaste ruk meer half weer terug ingeskakel met, ek is 'n redelike vrolike mens. Soos ek is ook partykeer baie reguit en straightforward en so, maar ek het probeer om die afgelope ruk meer my sunshine personality te embrace en meer te praat as ek voel of ek meer wil praat en so. Maar daar was 'n tyd gewees wat mens half blindelings gedink het dat dit is wie jy is. Maar toe ek op 'n stadium gekom waar ek besef het, okay, ek ry nou verby iemand op die straat. En hierdie is eintlik moeilik om te sê want dit is soos 'n admit eintlik. En ek dink ek het dit al genoem, maar dis 'n admit in sy mate. En ek dink dis hoekom dit moeilik is. Op 'n stadium in die straat gery, especially nadat mense soos in 'n stadium was waar ek effens begin wegbeweeg het van geloof af. Was dit soos, okay, maar nou is daar niks wat vir my sê presies wat om te doen nie. Nou besef ek actually dat I've got teeth. Ek is in 'n posisie waar ek voel nie jammer vir die persoon wat 'n broodjie kort nie. Stupid voorbeeld. Maar totdat jy nie besef dat dit is en kies om dit nie te gebruik nie, kan jy nie regtig jouself respekteer nie, want jy consider nie jouself daai danger wat opposing jou is met wie jy 'n vriend moet maak nie, sodat die danger vir jou is en jou buffer is nie. En dit was my verskriklike mooi realization eintlik gewees. So ja, ek het gedog ek noem dit maar net. Dit is 'n baie komplekse situasie wat ons vanaand bespreek het en plans het. Wel, dis dieselfde is so in my lewe. Jy obviously weet baie meer van my as enigiemand anders. Wel, daar's ander mense ook wat baie weet van my, maar needless to say, jy weet baie van my lewe. En daar is tye wat ek nie myself, soos jy sê, gerespekteer het nie, en ek het nie besef dat ek actually dangerous is. En ek bedoel nie dangerous in 'n fisiese sin nie, want ek is nie 'n baie groot mens nie, ek is ook nie 'n baie sterk mens nie. Ja, maar dis nie wat dit anyway beteken, dink ek nie. Ja, dit gaan meer net oor soos emotionally dangerous. En nie net dangerous vir ander mense nie, vir myself ook. En ek het deur 'n stadium gegaan in my lewe wat ek seriously net nie regtig myself, ek het nie respek gehad vir myself nie en vir die power wat ek actually het. En ons almal het dit, ons almal het daai power. Dit gaan net oor hoe ons dit gebruik. En dit is soos jy sê, die oomblik wat jy daai realization het, is jy soos, maar ek kan hierdie gebruik vir iets baie beter. Ja. En ek sê nie, my lewe het nie gewerk in daai oomblik nie, in daai tydperk nie. Dit werk net nou beter. Ja, dis 'n mooi manier om dit te stel. Ek dink dit is 'n goeie verduideliking. Okay, ek dink ons kan probably die episode afsluit. Dit was nou 'n lekker episode gewees. Ek hoop almal wat saam geluister het dit enjoy. Soveel soos wat mense dit kan enjoy. Suppose om te praat oor sulke, ja, goed. Sulke goed. Anyway, Alnika, gooi maar, red my en gooi vir ons 'n like and subscribe. Bye.